Goeiedag, baie welkom. Ek weet nie of jy al gehoor het van die storie, dat daar 'n ontmoeting was wat jy gehad het voor jou geboorte. Die Here het na jou toe gekom en vir jou gevra of jy bereid is om aarde toe te kom. Hy het jou gewys wat sy plan is met jou, wat hy baie graag wil hê jy moet tot stand bring en doen, en omdat hy kan regkry met jou op 'n sekere manier, op 'n sekere plek leef, en om jou voor te berei, het hy jou ouers gewys, ook van die ervarings wat deur jy moet gaan, sodat jy daai persoon kan wees, met daardie unieke geskiedenis, gawes, kontakte, om te kan doen wat jy wil hê jy moet doen. Jy het gesê ja, dis hoekom jy hier is. Maar net nadat jy ja gesê het hy jou bekend gestel aan jou engel, jou beskermende engel, wat saam met jou deur jou hele lewe sal gaan. En toe jy omdraai na die engel kyk, het die engel sy vinger op jou lip gesit en gesê, shh. En toe hy dit doen, toe vergeet jy alles. En dit is waar hierdie gapinkie hier bo jou lip vandaan kom. Dis die engel. Dit is hoekom as jy iets vergeet en jy dink aan en sê, laat ek net so 'n bietjie dink waar dit, jy is geneig om hiernatoe te gaan. Hierdie is 'n verhaal van Martin Buber in sy boekie Tales of the Hasidim. Soos 'n ou verhaal wat in die Joodse tradisie leef. Ek het so 'n bietjie aangepas om te pas by dit waar ons wil praat vandag. Ons is besig om die hart te verken. Die verborge mens van die hart, die innerlike mens, die ware jy, jou gees, dis jou hart. En ons het in verlede week gekyk en gesien dat ons 'n ewige wese is. Dat jou hart die setel is van jou bewussyn van waaraf jy waarneem, en dat dit konstant is en dat dit altyd daar sal wees. Vandag gaan dit oor die feit dat jou hart kan onthou. En onthou beteken iets anders in die Bybelse sin as wat ons vandag daaraan dink. Vir baie van ons is om te onthou 'n funksie van jou geheue. Maar 'n ou groot Joodse teoloog, Abraham Herschel, het gesê dat hy sy hele Bybel kan opsom, die Ou Testament, in een woord, en dit is onthou. En as jy die boeke lees van die Ou Testament, dan kom jy agter hoe dikwels hierdie woord voorkom. Hoe belangrik hierdie woord in die wet is. Weet dat jy moet onthou, Deuteronomium 8. Dink aan die hele pad waarlangs jy gekom het. Moet dit nooit vergeet nie. Maar onthou dat dit die Here jou God is, wat jou die krag gee, dat alles wat jy het uit hom uitkom. En bedink hierdie goed in jou hart. Dis die groot opdrag wat die heeltyd deurkom. So om te onthou beteken meer as net om 'n funksie van die geheue te hê, om dit te herroep in jou gedagtes. Dit beteken iets meer as dit. Dit beteken eintlik om te onthou sodat jy in herinnering kan leef. Om dit in 'n dinamiese ekwivalent te vertaal of 'n idioom te gebruik in vandag se spreektaal is, jy moet bewus wees daarvan. Moenie dat dit buite die periferie van jou bewussyn gaan lê nie. Met ander woorde, jy kan iets hê wat uit jou bewussyn uitbeweeg, heeltemal. Jy kry iets wat vaag is, en dan kry jy iets wat al hoe nader na die kern van jou bewussyn toe beweeg. Dit is dan iets waarmee jy leef. Jy het so bewussyn. Jy dink nie die hele tyd daaraan nie. Om dit te verduidelik, dit is dalk soos om saam met iemand te bly.
As daardie persoon by die huis is die huis anders. Die atmosfeer is anders, as jy dit so kan beskryf. Jy dink nie die hele tyd aan daai persoon nie, maar jy is bewus daarvan dat die persoon by die huis is. Kry jy gevoel daarvoor, die verskil tussen om te dink daaraan in bewussyn? Deur te fokus met jou denke, kan jy dikwels 'n bewussyn verloor van iets, want jy dink, jy's so besig om net te dink aan dit, dat dit alles wat daar is in jou. So, jy kan 'n bewussyn ontwikkel. As die persoon nie by die huis is nie, is die huis heeltemal anders. Ons kan 'n bewussyn ontwikkel. Jy kan met 'n bewussyn begin leef. In jou bewussyn word, jy leef met 'n sekere soort bewussyn. Jou bewussyn kan groei. Jy kan ontwikkel. Ons word groot gemaak en het ontwikkel in ons vroeë ontwikkeling van 'n materialistiese bewussyn, van dit wat jy kan sien, kan vat en kan voel. Jou bewussyn ontwikkel verder deurdat jy bewus raak van die wêreld van denke, van verbeelding, van wonderlike goed wat kan gebeur. En dan kan jou bewussyn verder gaan. Jy kan bewus raak van die siel. Die siel het te doen met jou denke, emosies en wil. Dit is die wisselwerking tussen jou innerlike funksies. So dis iets groter en dit is iets meer as net jou verstand, jou denke. Maar dan kan dit verder gaan as dit. Dis 'n bewussyn van die hart, van die gees. Ek meen, Jesus praat van hierdie vlakke. As hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met al jou krag, dis fisies, met jou verstand, dis denke, dis verbeelding, dis geheue, en dan gaan jy verder is dit met jou siel, met jou hele hart. Nou, ons leef dikwels, en ons begin met 'n fisiese bewussyn. Maar die lewe is meer as dit. Jy kan jou bewussyn vergroot. Dit kan 'n bewussyn wees van jou diepste wese, verby jou emosies en jou denke. In die wêreld waarin ons leef, is daar 'n groot klem dat ons moet verder gaan as die fisiese, en dat die innerlike wêreld net so reël is, en net so belangrik is, en selfs groter is as die fisiese, en die fisiese eintlik diep beïnvloed word. Ek meen, dink net vir 'n oomblik aan jou drome. Alles word 2 keer geskep. Die huis waarin jy bly, was eers net 'n idee gewees, en toe is dit op papier gesit, en toe word dit gebou, en dit kom tot stand. So, dis groot, en dis belangrik. Maar daar's iets verder en groter en meer as dit. Dis die hart. Dis die geestelike dimensie wat dikwels totaal ontken word in wetenskap. En nie in alle wetenskap nie. Maar wat die bron is van lewe en waarmee ons moet kontak hê en bewus van wees. So word ons uitgenooi om met 'n bewussyn van God te leef. Dat hy in die kern van ons bewussyn moet leef en wees. Dis die een groot uitdaging van menswees, is dat ons vergeet. Ons vergeet waar ons vandaan kom. Ons vergeet wie ons is. En wat ons daarby bedoel is, ek verloor die bewussyn van wie ek werklik is. Ek dink ek is dit wat ek kan vat en kan voel, en ek's baie meer en baie groter as dit. En ek in 'n bewussyn van God te kan hê. Dis wanneer jy hierdie bewussyn het wat ryk is, wat jou lewe diep raak. Dit bring groot skuwe mee. En hoe jy voel oor jouself, hoe jy dink oor jouself, hoe jy dink oor die lewe, hoe jy voel oor die lewe. As jy hierdie bewussyn het. Jy's nie alleen nie. God is met jou. God is in jou.
Die feit dat jy leef is 'n teken van God se werk. Selle wat by mekaar gekom het, molekules vorm, molekules wat by mekaar kom en 'n lewende organismes vorm. Hoekom? Wat hou dit by mekaar? Dis net deel van jou fisiese biologie. Dit is God. My asem word elke oomblik vir my gegee. Dis 'n ander soort bewussyn. Iets daarvan word weerspieël deur Jesus. As hy sê, hierdie verhaal word vertel, dat die disippels loop en hulle stry onder mekaar wie die belangrikste is. Nou, hoekom sal hulle dit doen? Huh? Hoekom sal ons baie belangrik wil wees? Hoekom is dit so belangrik vir ons wat ander mense van ons dink? Want dit gee my waarde. Ek kry my waarde uit dit uit. Ek voel, as mense dit dink, dan voel ek beter oor myself, dan is ek iets, dan is ek iemand. Nou stry die disippels, wie is die belangrikste? Hulle kom by 'n plek om te eet, en die gebruik is om voete te was. En as jy wonder daaroor, ons lê op 'n mat, en die kos is in die middel, en 'n ander ou se voete is hier by jou, en ons het in 40 grade Celsius geloop, is warm in die Midde-Ooste, en ons voete sweet in leersandale, dan is dit belangriker dalk om jou voete te was, as wat dit is om jou hande te was as jy gaan eet. Hulle gaan lê. Niemand is bereid om die voete te was nie, want dit is die werk van die slaaf. Die een wat die laagste is in almal se oë, wat nie eintlik 'n posisie het nie, wat nie eintlik 'n belangrike werk het of iets is nie. Hulle was nie voete nie. Jesus kom en hy begin hulle voete te was. En daar's 'n baie interessante ding wat Johannes vir ons sê. Voordat hy sy voete was, Jesus, omdat hy wis, omdat hy weet, omdat hy bewus is, dat hy van God af uitgaan, en dat hy terugkeer na God toe. Hy weet van waaraf hy kom. Hy het 'n bewussyn van wie hy is in sy diepste wese. Nie net fisiese bewussyn, van wat ek doen en van wat ander sê nie, ek het 'n geestesbewussyn. Ook verby dit wat ek dink en wat ander van my sê, emosioneel, sosiaal, verby daai dimensie. God, 'n bewussyn van God. Dit stel hom in staat, ek was voete. My werk bepaal nie wie ek is nie. Die posisie wat ek het bepaal nie wie ek is nie. Dit is wie ek is in my diepste wese, dit is om my gegee. En ek sien dit. Ek is bewus van dit. Daarom kan ek dit doen. En daarom was hy die voete. So dit verander jou gevoel oor jouself, dit verander jou gevoel oor die lewe, en hoe jy in die lewe omgaan. Dit bring 'n groot vryheid in jou lewe mee. Hier is die probleem. Ons vergeet. Ons is nie bewus daarvan nie. En ons kan dalk weet daarvan, maar ons is nie bewus daarvan nie. Jy weet, as jy bewus is, dan verander dit jou lewe. Wanneer jy saam met iemand leef, en daardie persoon in die diep kern in jou bewussyn gaan lê, dan kan jy eintlik nêrens gaan sonder daai persoon nie. Jy is die hele tyd bewus. Dis hoekom ek nie daarvan hou om byvoorbeeld alleen te reis nie. Want sy is saam met my. As ek enigiets doen, as ek iets eet, dan dink ek, ja, as sy nou hier was, sou sy dit bestel het. Sy hou niks van dit nie, of ek sien iets moois, dan dink ek dadelik, as sy nou hier was, dan ek dra haar saam met my, sy's in my, sy bly in my. En dit is om bewus te wees. En wanneer jy bewus is van God, dan dra jy hom die heeltyd saam met jou. Hy's in jou. Jy kan niks beleef sonder hom nie. En wat jy ook al doen, is jy bewus dat hy saam met jou is en in jou is. Weet, Dawid sê, met my God storm ek 'n bende.
Hy het 'n bewussyn van God. Dit het 'n effek oor in sy gemoed, in sy ingesteldheid, in sy houding teenoor die lewe. Dit verander jou. So, dis deel van ons reis om kontak te maak met ons hart en om bewus te word. Dis die setel van ons bewussyn lê in ons harte. Die bewussyn te hê van myself, van wie ek is, van waar ek vandaan kom, waarheen ek op pad is, van my diepste betekenis lê in my menswees. Nou, om hierdie bewussyn te kweek, is daar 'n pad in die tradisie, en om stil te raak is sekerlik die groot pad. Jy sit, jy kyk, jy neem waar alles wat is, jy kyk na jou lyf, alles wat is, en dis die fisiese. Ek maak my oë toe, ek gaan in die binnekant. Ek neem my gedagtes waar, ek sien dit, ek laat dit gaan. Dit is alles van verbygaande aard. Dis alles deel van my lewe nou. Ek raak bewus van my asem. Jy kan jou asem, jou aandag plaas op jou asem. Dit word vir my gegee. Dis my lewe. Ek raak bewus van die self wat kyk, wat sien. Dis God wat alles gee. Dis wie ek is. Ek is een met hom. Jy wees net. En alles laat jy gaan om net te wees. Dit is eers wanneer jy dit doen, wat hierdie bewussyn na vore kan kom. Jy skep eintlik die spasie. Dis 'n manier van bid, 'n baie ou manier van bid. Dit staan baie keer bekend as meditasie, kontemplasie, om na hierdie plek toe te gaan en hierdie bewussyn te beleef. So ons het geleenthede, as jy belangstel daarin om dit te beoefen, want dit is baie keer saam met ander mense dat jy dit snap en agterkom. Die ou gesegde is, it's more caught than taught. Is daar interaktiewe leergeleenthede, aanlyn beskikbaar, en daar is ook in-persoon geleenthede op retreats beskikbaar, om saam met ander net een kant te kom, en te leer om te sit, en te leer om op hierdie manier te bid. Jy is baie welkom. Ons gaan aan met hierdie reis waarmee ons besig is, om net die hart te verken, kontak te maak met die hart, en te beleef, bewus te raak, van wie jy is, en in hierdie lewe in te gaan. Totsiens.